Goeiemôre, ek is Pastor Nikkie Besuidnout en ek groet julle vandag weer in die wonderlike naam van Jesus, ons Here. En die boodskap wat ek vandag vir jou wil bring, dit is Kersfeestyd. Ek wil vir jou 'n boodskap bring wat pas by die tyd, maar dit is 'n geseënde woord van die Here. En ek wil jou die vraag vra wat kom ek stel dit aan, as ek die tema van hierdie boodskap 'n tema moet gee, dan sal ek dit graag die tema wil doen. Kan daar vandag iets goeds met my gebeur? Kan daar vandag iets goeds met jou gebeur? Kan daar vandag iets goeds met ons gebeur? Of jy vir jou sê, laat Maria ons antwoord, hierdie vraag beantwoord. En ek lees Johannes 1 vers 44 tot 47, hierdie woorde. Op sy beurt loop Filippus van Nathanael raak en hy sê vir hom, ons het die persoon gevind oor wie Moses in die wet en in die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun van Josef, wat van Nasaret afkom. Hier is Nathanael se reaksie. Hy sê vir hom, hoe kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Jy sien hierdie dorpie Nasaret, of om dit 'n dorpie te noem is om te vergroot. Nasaret was eintlik soos 'n plakkerskamp in ons terme vandag. En Nasaret was wat die armste mense van die armste mense het, die mense wat in Nasaret bly arm genoem. Dit was 'n verskriklike plek. Dis nie 'n plek wat 'n goeie die reputasie van Nasaret was skokkend. Kom ek stel dit vir jou so. Al die moordenaars en die skuim van die aarde, die uitvaagsels van die land, as jy vir die gereg gevlug het jy Nasaret toe gegaan, jy daar gaan wegkruip, jy daar gaan woon. En dis hoekom Nathanael die vraag gevra het, kan daar iets goeds uit Nasaret ooit uitkom? Dit is 'n plek waar die armste mense gewoon het. In hierdie ou dorpie, in hierdie plek is daar 'n tienermeisie met die naam van Maria. Sy het geen toekoms gehad, die al toekoms wat sy vir haarself gesien het, is om met haar kerel Josef te trou. En dan, hulle is brandarm, hulle het nêrens mee te gaan nie. En sy was hierdie dag seker besig om haar dagtaakie te doen, om miskien haar huisie skoon te maak, of waar sy gebly het, bietjie te help by die dinge daar. Ek dink sy was alleen, as ek in my gedagtes kan dink ek sy was alleen. En terwyl sy so werk, gebeur iets bonatuurlik met haar. Hier verskyn in haar die magtige engel Gabriël van God, in haar ou plekkie, hier in Nasaret, waar die armste, waar die slegste plek in die wêreld is, verskyn die engel Gabriël aan haar van alle mense. En hy sê vir haar in Lukas 1 vers 30 tot 33, wees gegroet begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. Moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Sy het vir die engel natuurlik gevra, maar hoe kan dit wees? Kyk waar bly ek het 'n fout gemaak seker, het sy miskien vir haarself gedink. Ek is maar net Maria wat ek bly hier in Nasaret, hier's niks. En toe sy die persisterende houding van die engel sien, toe sy gesê, mag laat dit met die diensmaagd gebeur, soos wat u wil. Kinders van die Here, sy het die woord van die Here geglo, sy het haarself aan die Here gegee. Vandag soek die Here nie meer 'n moeder vir baba Jesus nie, dit is klaar gedoen 2025 jaar en langer is dit terug. Vandag wat die Here soek is, hy sê, my seun, my dogter, gee vir my jou hart. Die vraag wat ek nou gevra het, kan daar vandag iets goeds met my gebeur? Verseker. Jy sien, kom ek vat jou gedagtes net 'n bietjie terug. As ons reg in die begin van die Bybel kyk hier in die Genesis, bijvoorbeeld Josef, die Here, sy vader stuur hom die môre en sê, gaan kyk hoe gaan dit met jou broers, en vat seker vir hierdie bietjie kos en goed saam gegee het vir hulle in die veld. En jy ken daai geskiedenis, hoe dit toe Josef en sy broers kom, gryp hulle hom en hulle gooi hom in 'n put, en hulle verkoop hom in 'n vreemde reisgeselskap as 'n slaaf. En hulle raak van hom ontslaan, hulle sê vir sy vader, hy is doodgemaak deur 'n wilde dier, en sy pragtige kleed van Josef is bevlek met bloed en so aan. En
Josef het miskien hy het dit nie verwag dat dit gaan met hom gebeur nie. En hy is nou in slaap, hy word in die tronk gegooi en 25 jaar later is hy die tweede bevel van die hele Egipte land. God se plan, maar Josef het nie so gedink nie. Ons gaan verder en ons kyk na Dawid, sy vader stuur hom om te gaan kyk hoe gaan dit met sy broers daar in die laar van Israel. Toe hy daar kom sien hy hierdie groot Filistyn wat God se slagorders vloek en skel. En hy sê, hoe kan dit wees? En Dawid tel 5 klippies op met sy slingervel en hy maak hierdie reus dood. Hy het nie geweet dit gaan gebeur nie, maar God se guns was op hom gewees, jy sien. En Elisa gaan die môre uit om die Bybel sê hy gaan en hy gaan ploeg sy land om. Dis wat hy vandag gaan doen. Hy gaan sy land omploeg. Dis sy dagtap wat sy kop staan. En terwyl hy besig is om in die lande te werk, sien hy hier kom die profeet Elia aangestap. En hy wonder wat soek die profeet van God nou hier naby in sy area. En die profeet kom en hy stap by Elisa verby sonder om 'n woord te sê. Hy vat sy mantel en hy gooi sy mantel oor Elisa en hy stap aan. Nou, hulle het geweet in daai dae wat dit beteken. Dit was 'n godshandeling. As die profeet dit doen, moet jy weet, dis 'n roeping wat hy van homself op jou plaas. En so word Elisa daai dag gekies as die volgende magtige profeet van God. En soos Maria, sy is besig om daar in haar huisie te werk en sy verstaan nie wat nou besig is om te gebeur nie. En sy het die geleentheid gehad om daai dag te sê ja of te sê nee. Wat sou gebeur het as sy nee gesê het? Wat sou van haar geword het? Gelukkig het sy gekom in hierdie bonatuurlike ervaring, sê sy vir die engel, ja, maak met die diensmaagd soos wat u wil. Joh, wat 'n wonderlike ding het die dag daar gebeur. En jy sien, ons Vader is die hemelse pottebakker, ons is die klei. Hy maak met jou en my wat hy goed dink. En die Here het baie goeie dinge wat hy vir ons beplan, wat hy vir ons wil gee, en hy vir ons wil help in hierdie lewe. En Maria het seker miskien baie keer, kyk daar, seker al wat 'n jong vrou in Israel is, het daai tyd gedink, hulle verwag dat die Messias gaan gebore word. En dan seker baie van hulle het sig gewonder, ek wonder of ek die moeder van die Messias gaan wees. Maar Maria het seker nie eens daaraan gedink. Sy voel sy is te gering, sy is te niks werd, sy bly in Nasaret. Nee, as dit gebeur, sal dit seker in 'n koninklike paleis gebeur. Dit gaan seker met een van die mees elitste vrouens in Israel gebeur en die rykste mense in die paleis sal seker dit gewees. Lukas 1:28 sê 'n engel het by haar binnegekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. Sy wonder hoe gaan dit wees, die engel sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu en dit sal gebeur. God kan enigiets doen. Hy vat vir Sarah 'n 90-jarige vrou en hy maak haar skoot oop en sy gee geboorte aan die magtigste nasie wat nog seker ooit ontstaan het. Hy kan die son laat stilstaan en 10 grade agteruit laat wyk, sodat Josua die oorwinning kan bereik. Hy kan 'n pad deur die Rooi See maak. En dis al wat ek en jy vandag moet doen, is gee jou hart en jou lewe aan Jesus, vertrou op die Here onsse God, dien hom elke dag. Jy gaan sien hoe gaan die Here vir jou rig in 'n plek, jou voetstappe rig, op 'n wonderlike plek en 'n wonderlike pad. Kinders van God, hoor wat sê Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die Amplified Bible sê dit baie mooi in Engels. For we are God's own handiwork, his workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew that we may do those good works which God has predestinated, planned beforehand for us, taking paths which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us to live. Psalm 139 vers 16 sê, Dawid bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Hier's God se belofte. Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aan gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede
en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Maria, jy het gedink jy beteken niks. God sê, ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaan by jou koester, Maria. Sy het gedink, ek bly in Nasaret, ek sal nooit eers aan tel kom vir hom, om die Messias se moeder te wees nie. En die minute sy geweet, dat dit is sy. Nathanael, jy het gevra, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Ja, kyk dan wat het gebeur. Daar kan iets goed uit Nasaret kom. Jesus het self in Nasaret opgegroei, sê die woord. In Matteus 2 vers 23, daarom is een van sy name die man van Nasaret, Jesus die Nasareëner, verwysende na hierdie verskriklike plek waar niemand wil woon nie. Kinders van God, ek wil vandag vir jou bemoedig. Een kant in die veld, die aand toe Jesus gebore is met Kersfees, waar Kersfees vir ons begin. Jy sien, die politieke klimaat in daai tyd was gewees dat die Romeine het die hele wêreld beheer. Tot 167 jaar voor Christus se geboorte was die Romeine in bewind gekom althans, en hulle het met oorloë hulle die hele wêreld onderwerp. En daar in die tyd toe by die geboorte van Jesus plaasvind, het daar rustigheid in die land gekom. En toe keiser Augustus besluit dat hy wil, sy area gebied is Bethlehem, en hy wil 'n volkstelling in Bethlehem hou, en hy wil al die mense wat daar gebore is, dat die stad van Dawid toe moet gaan. En dis hoe dit gebeur, dat Josef en Maria op 'n esel sit, en hulle loop omtrent vir 3 dae vanaf Nasaret om by Bethlehem te kom, soos ek dit kan verstaan. En toe hulle in Bethlehem kom, toe is daar nêrens vir hulle plek nie. Hulle moet in 'n skaapstal, in 'n stal gaan, en daardie aand word die koning van die lewe, Jesus Christus, gebore in Bethlehem stal. Iewers in die veld, hier kom die ander mooi ding, is die herders besig om hulle skape op te pas. En hulle kyk na hierdie massas mense wat besig is om in te stroom in die stad Bethlehem, in die stad van Dawid. En hulle, miskien het hulle ook daaraan gedink dat Dawid was baie jare gelede, was hy ook 'n herder gewees. Hulle is herders. Nou, herders was in daai tyd, hulle was steeds in die hof erken nie. 'n Herder was so laag geskat deur die oë van die wêreld en die samelewing, dat hulle is mense wat niks beteken nie. So laag was hulle geskat. Hulle waarde was as niks bepaal nie. 'n Herder was die laagste wat jy kan seker daal in die oë van die owerhede. En hulle sit daar in die veld. 'n Herder is nie skoon nie. Hy kan nie bad nie. Hy ruik na skaap. Hy is vuil. Hy ruik vuil. Alles rondom hom is seker vuil. En hulle sit daar in die veld en hulle pas hulle skaapies op. Weet jy wat gebeur? Die engel kom staan by hulle. Skielik verhelder die lig. God stuur die boodskap na die herders toe om vir hulle te sê, Jesus die koning is gebore. Hy gaan sê dit nie vir die keiser nie. Hy gaan stuur nie die boodskap vir die owerhede en die owerpriesters en die skrifgeleerdes nie. Hy gaan verskyn nie aan die elite en die hoë populair van daai tyd nie. Hy verskyn aan hierdie eenvoudige mense, die laagste gereken van alle mense op die aarde. God bring sy boodskap na hulle toe wat sê, jy is nie te sleg en te laag, dat God niks met jou te doen wil hê nie. Jy is belangrik in die oë van die Here, hoor jy vir my? Jy is verskriklik belangrik vir God. En die engel kom en sê vir hierdie herders wat niks beteken nie, staan op, gaan na Bethlehem toe, want vandag is vir julle gebore in die stad van Dawid, Jesus die Here, die koning van die konings. Julle sal 'n babatjie vind wat in doeke toegedraai is, en sy naam is Jesus, en hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Hy sal sy volk red. Hy gaan die redder van die hele wêreld word. En daai stinkende herders gaan soek, volg die ster en hulle soek en hulle kom by hierdie stalletjie, waar die ster gaan stilstaan en hulle gaan daarin. En nie vind hulle vir baba Jesus, nie soos die kinderbybels dit illustreer nie. Nee, hy staan in 'n pragtige netjiese skoongeskeerde skaapies wat op die pragtige mooi krib staan nie. Nee, dis vuil.
En hier in hierdie plek word die koning van die wêreld gebore. Die herders het neergeval en hulle het hom aanbid. Jesus het homself met hulle vereenselwig. En hy het van daar af toe die herders daar uitstap, het hulle gaan vertel wat hulle ervaar en wat hulle gesien het. Hierdie Jesus, die engele het aan ons verskyn. En 'n skare van engele het gesing, vrede aan God in die hoogste hemel, ere aan God. Want vandag het ons die koning van die Jode gesien. Kind van God, hoor my. Eenvoudige Kersfeesboodskap. Jesus Christus het vir jou lief met alles wat in hom is. Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het gekom met hierdie doel om vir jou te red, om vir my te red. Hy het nie al wat hy vir jou en my sê is gee my jou hart. Die dag toe Jesus gebore is, het hy gekom met die doel om die verlosser van die wêreld te word. En jy ken die pad van daar af, het hy geloop tot hy by Golgotha op die kruis vir jou en my gesterf het. Hy het die derde dag uit die graf uit opgestaan en hy het opgevaar hemel toe en hy sit vandag op die troon langs Vader God aan die regterhand van Vader God as die koning van die konings en die Here van die Here. Vader God het aan hom 'n naam gegee wat bo alle name is en in sy naam sal buig elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde en elke tong sal bely dat Jesus Christus die lam van God is, tot lof en heerlikheid van God die Vader en tot lof en heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Die Kersfeesboodskap is, jy's nie te gering nie. Die Kersfeesboodskap is, ja, iets goed kan met jou gebeur. Al wat die Here vir jou vra is, my seun, my dogter, gee vir my jou hart. Dis wat met jou kan gebeur. As jy jou hart en jou lewe aan die Here Jesus gegee het, waarborg God vir jou die grootste geskenk, het hy vir jou en my gegee. Dit is die ewige lewe wat ons by God in Christus Jesus ons Here het. Al wat jy kan dit nie koop met geld nie. Hy sê kom na my toe, almal wat dors is. Al het jy niks nie, kom net na my toe, net soos wat jy is. Gee dit vir my jou hart en ek sal jou reinig. 1 Johannes 1:7 sê die bloed van Jesus reinig jou van alle sonde. 1 Johannes 1:9 sê as jy jou sondes bely, God vergewe jou. Hy is alwetend, God is alsienend, hy is alomteenwoordig, hy is alwys, God is liefde en hy het vir jou so verskriklik baie onbeetbaar lief. Ons kan nie sy liefde begryp nie, dit is te groot. Ek wil eendag met jou praat oor die liefde van God. Dit is te groot, dit is baie te groot. Ek sê baie keer vir die Here Vader, Abba Vader, ek verstaan nie u liefde nie. Ek weet dit is groot, my verstand is te klein om dit te verstaan. Dat u ons so lief gehad het, dat u Jesus u seun gegee het, gebore uit die reine maagd Maria, en hy het in alle opsigte aan ons gelyk geword. Hy is aan elke versoeking versoek soos wat ek en jy kan versoek word. Hy het elke versoeking oorwin. Hy het sondeloos gelewe, vir jou en my, sy lewe vir ons gegee, opgestaan uit die graf uit, sit vandag in die hemel nadat hy opgevaar uit die hemel toe, en hy beheer van daar af ons lewe, hy seën ons, hy gee ons sy blessing, en hy wil vir jou help om 'n magtige instrument en persoon te wees. Staan op, bly jy in Nasaret. Jy het nie te laag gedaal dat God jou daar kan kry nie, jy is daar na jou toe wat hy wil kom. Die Here lê sy wonderlike seëning in die skoot van die aarde. Hy daal tot by die laagste plek en hy gaan sê vir ons wat op die laagste vlak woon, ek het jou lief. Nie die rykes en die slim mense, nee, vir jou. Ek het vir jou lief, jy is belangrik vir my. God seën jou. Geniet hierdie Kersfeestyd. Hou vas aan hierdie belofte. Die vrede van die Here gaan met jou. Geniet jou Kersdag.